Dag sê kerels, my naam is Edu Hanekom en welkom by ons eerste episode van Blokman Basics. Ek is van Boer en Butcher en vandag gaan ons 'n bietjie vark gesels. Waar kom die verskillende snitte vandaan? Wat doen ons daarmee en wat sou die voorgestelde kookmetodes wees van elke snit? Ek het klaar die primêre snitte opgedeel om vir julle lekker te kan wys waaruit elke snit bestaan. As ons begin by die voorkwart, hierso het ons die vark nekgedeelte. Varknekstyk is natuurlik baie gesog, maar min mense besef eintlik dat die varknekstyk waarna ons verwys, bestaan eintlik uit die vark se chak gedeelte en die vark se ribeye gedeelte. 'n Vark het nie veel van 'n nek nie. So dis hoekom daai snit so gesog is en so lekker gemabel is of die marmering daarvan wat so gesog is. Goed, so onder hierdie kort rib gedeelte sit ons dan nou met die nek gedeelte. Die chak, die eerste gedeelte en dan die ribeye gedeelte. Hierso het ons wat ons noem die vark se hok of 'n trotter soos wat hulle sê. Ek hou daarvan om ons bron daarvan te maak. Baie ouens maak bron, kook die vark se kop af. Ek hou so vreeslik gaande daaroor. Ons kook hierdie die shank basis van die vark kook ons af en ons maak 'n lekker curry bron daarvan. Goed, soos ons gesê het, hierdie is dan die voorkwart van die vark waar ons die bladgedeelte ook het. Hy maak 'n lekker chop, of jy kan hom ook ontbeen. Daarvan maak ons 'n Boston butt wat baie gesog is om te rook en te rooster. Hierso is ons nou in die middel of die saddle gedeelte of die loin gedeelte van die vark. Hierso het ons die vark se belly. So kan omdraai, sal jy sien, daai is die loin chop van die vark, dis die sirloin gedeelte. Sirloin gedeelte loop al hier teen die rugstring af. Goed, hierso het ons dan die vark se fillet gedeelte. As ek hom so kan omdraai vir julle sal julle sien, daar's die vark se fillet. So hierdie gedeelte gaan ons daai mooi driehoek T-bone choppies kry. Hiervanaf aan het ons dan die belly gedeelte. Soos ek gewys het daar, hierdie is die vark se belly. Hierdie is die belly rib. So as jy hierdie sou afhaal, is dit 'n spare rib wat jy in 'n restaurant of 'n steakhouse sou eet. Ons verkoop baie daarvan by Boer en Butcher. Hierso membraan aan die binnekant. Baie keer trek ouens nie die membraan af nie en dit is dan wanneer dit vir jou voel jou spare ribs is tight. Want dit is 'n vlies tussen die diafragma en die vark se rib. Goed, hierdie is dan ons vark belly gedeelte. Ons maak van dit lekker bacon, ons almal ken streetjie bacon. Die loin gedeelte, as ons hom nou sou ontbeen, is dit waar ons rug bacon vanaf kry. Hy lyk dan nou so. Hierdie een is klaar gepekel en gerook. My gunsteling snit as dit by vark kom, is die vark se ramp. Min ouens haal die vark se rampstyk uit. Dit is seker vir my die lekkerste snit van die vark. Hy het ons nou lekker spek op die rug, so hy kan ontbeen word. Hierdie word genoem die chump gedeelte. Ons almal ken die chump chop. As jy hom ontbeen, is dit die ramp. Hierso is die bout. Daarso het ons die silver side en die top side gedeelte. Lekker om roasts mee te maak. Ons maak gammons daarmee. Ons rook dit, ons pekel dit. Dis ook lekker om wors mee te maak. Is lekker skoon vleis. Maar ja, as hy in die oond gaan, wil hy ook lank en stadig in die oond gaan. Want dit is 'n groot snit. Hierdie is dan die vark se skenkel of die hok soos hulle sê. Hierdie is dan baie gesog vir die icebine natuurlik wat 'n ou pekel rook. Ek hou daarvan om 'n curry bron van hom te maak. Jy kan hom kook en in stews ook sit. Right, dit was dan ons eerste Blokman Basics episode saam met my, Edu Hanekom van Boer en Butcher. Soos julle sien, 'n vark is baie veelsidig en jy kan hom van sy kop tot sy stert gebruik. Lekker braai, sien julle in die winkel. Goed gaan.